Hallo maats, dis so lekker om julle vanoggend weer te kan ontmoet vir nog 'n Piekspelly preek. Ek is so jammer dat ons mekaar nie meer op die mat kan ontmoet nie, maar ek is seker pa en maat vir jou gesê dat die mense nou oral in ons land en reg oor die wêreld baie siek word. Hierdie virus wat ons ken as die coronavirus of COVID is besig om nou regtig mense siek te maak. Die hospitale is vol en oral kry mense regtig swaar. En daarom het ons by die kerk gedink, kom ons bly eerder veilig en kom ons doen ons preke, ook vir die groot mense en spesiaal vir julle op video. So dankie dat jy inskakel op ons YouTube kanaal en luister na hierdie Piekspelly boodskap. Ons is so bly. Nou maats, julle sal onthou van verlede week af het ek vir julle gesê ons is besig met 'n paar sondae wat ek praat met almal by die kerk oor gebed. Julle weet, laasweek het ek vir julle gewys van daai talitna, onthou julle daai kleed wat die mense en Jesus ook so oor hulle koppe gegooi het. En ons het gepraat oor dat jy jou oë moet toemaak, eintlik net omdat dit prakties is, nê? Dat jy nie jou aandag nie afgetrek word deur goed rondom jou nie. Nou vandag wil ek graag verder met julle praat oor gebed. En vandag praat ek met jou oor lewe reg wat saam met gebed gaan. Ek lees vir ons weer uit die Bybel @kinders.co.za en hier is 'n baie mooi gedeelte wat oom Paulus vir ons geskryf het in die boek van 1 Tessalonisense. En die opskrifie sê lewe reg. Luister gou mooi wat sê hy. Hy sê wees altyd bly. Moenie met lang gesigte rondloop nie. Jy weet daai, so as jy jou lippe so trek en jou gesig hang so, hy sê moenie dit doen nie. Dan sê hy bid elke keer as jy die kans kry. Moet nooit moeg word om te bid nie. God hoor julle. En vers 18 sê gereeld dankie vir alles wat God vir julle doen. Maak nie saak wat met julle gebeur nie. Dan maak julle sy hart baie bly. Nou maats, dis net 3 kort verse in hierdie gedeelte van 1 Tessalonisense 5. Maar dit sê 3 baie belangrike goed vir ons oor gebed, nê. In die eerste plek moet ons hoor dat ons altyd moet bly wees. Nou maats, ek weet, dis nie altyd lekker nie. Partykeer is maatjies by die skool lelik met jou en beklei julle. Ander kere gebeur daar dalk iets slegs, miskien het jy 'n toets geskryf en dit het regtig nie goed gegaan nie. En jy is baie bekommerd, wat gaan pappa of mamma sê? Ander kere word jy dalk siek, soos nou in die wintertyd. Miskien is jy ook bekommerd oor hierdie virus wat soveel mense siek maak. Miskien is daar mense in julle huis of in julle familie of vriendekring of dalk 'n maatjie of 'n juffrou of meneer by die skool wat siek geword het. En jy is bekommerd oor hulle. En dan voel jy ou nie asof jy bly is nie. Maar weet julle wat? Wat Paulus eintlik kom sê is ons moet bly wees in die Here. En wanneer ons gaan bid, as jy na jou kamer toe gaan en jy sit jou hande bymekaar en jy bid, dan gee die Here deur sy Heilige Gees wat hier in ons bly, gee hy vir ons rede om weer vrolik en bly en opgewonde te wees, selfs al was ons hartseer en bekommerd toe ons begin bid het. So dis die eerste ding, ons moet bly wees in die Here, want ons moet weet, in hom hou hy ons lewens vas en het hy ons lief en is sy genade vir ons so groot in die kruis van Jesus. Die tweede ding wat Paulus sê is, bid elke keer as jy die kans kry. Nou maats, weet julle, ek weet mos hoe gaan dit in ons almal se huise. In die oggende vroeg as jy opstaan, dan jy nog deur die slaap en dan moet jy vinnig roer om by die skool te kom en reg te maak vir die dag, dan is daar nie altyd tyd om te bid nie. En partykeer in die aande is mens moeg. Maar weet jy wat, mens hoef nie net in die oggend of in die aand te bid nie. Daar by die skool, as 'n maat met jou lelik is, dan kan jy sommer net omdraai en so in die stilte van jou gedagtes bid en sê, Here help my. Here gee vir ons raad dat ons nie beklei nie. Here, ek dink aan pappa of oupa of ouma of my juffrou wat siek is. Here, wees asseblief met hulle. Net so in 'n oomblik kan jy bid. Enige plek. Jy kan in die kar bid, jy kan in die bad sit en bid, jy kan in jou bed lê en bid, jy kan by die etenstafel bid. En Paulus sê, bid elke keer as jy die kans kry. Moenie moeg word nie. En die belangrikste ding, maats, is hy sê vir ons, God hoor ons. Elke keer as jy bid, hoor die Here jou.
So moenie bang wees om baie te bid nie. En dan die derde ding is so belangrik. Sê dankie vir alles wat God vir julle doen. Maak nie saak wat met julle gebeur nie. Weet julle maats, baie keer vergeet ons om vir die Here dankie te sê nie. Mamma het jou mos van jongs af geleer en pappa seker ook. En oupas en oumas sê asseblief en dankie. Dis goeie maniere. En nou sê die Bybel, ons moet vir Jesus en vir God die Vader en die Heilige Gees dankie sê, elke dag. Dink aan wat daar in jou lewe is waarvoor jy dankbaar kan wees. Jy het 'n huis, jy het 'n bed om in te slaap, jou klere, jou gesondheid, jou skool, ons kerk, daar's so baie dinge waarvoor ons kan dankie sê. En in hierdie dae moet ons veral dankie sê vir ons gesondheid. En weet julle, selfs as al is iemand siek, dan kan ons vir die Here sê, dankie Here, dat ons kan glo, U gaan vir ons weer gesondheid gee. So wees dankbaar, maak nie saak of slegte goed gebeur nie. Onthou altyd om vir die Here dankie te sê as jy bid. So wees bly, né? Bid elke keer wanneer jy kan en sê altyd dankie. Kom ons doen dit sommer nou. Here, dankie dat U vir ons sê ons kan bly wees in U, selfs al is die lewe soms moeilik. Dankie dat U ons herinner dat ons baie moet bid. Enige tyd van die dag, enige plek, U hoor ons altyd. En laastens, Here, wil ons nou sommer dankie sê, een groot reuse dankie vir alles wat U is en vir wat U in ons lewens doen. Ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Maats, dankie dat jy saam geluister het en ek hoop jy gaan sommer vandag 'n keer of 3 bid en môre en elke dag. Onthou om bly te wees, bid baie en sê altyd dankie. Tot volgende week, maats. Dan sien ons mekaar weer op YouTube kanaal van ons kerk vir ons Pieks Belly preek. Totsiens.